Abba Vader, Here, die voorreg wat ons het om vir U te kan sê, Papa, sê vir my dat ek deel is van U gesin. Ek is U kind, ek is U seun, U dogter. Ek is deel van hierdie besonderse familie. En vandag wil ek met dankbaarheid uitspreek, Here, waarlik, waarlik, U is my God. U is die God wat genees. U is die God wat herstel. U is die God wat op hierdie oomblik, Here, by Wensel is. U is die God wat op hierdie oomblik by elke persoon is wat griep het, wat siek is. U is die God wat op hierdie oomblik Christine se niere en haar blaas aanraak. U is die God, Here, wat op hierdie oomblik deur Anne se beendere werk, in haar murg inwerk en genesing bring. U is die God wat vir Belinda krag gee, Here, dat sy die laaste van haar chemo's kan deurgaan. U is die God, Here, wat 'n biopsie se resultate omskep het in 'n fantastiese resultaat, Here. Dit is die tipe toets waarvoor ons love om negatiewe punte te kry. U is die God wat absoluut kankers genees. Here, U is die God bo alles wat die gesin geskep het. U het die eklesia geskep, U het die koinonia geskep. Here, U het ons geskep om saam te wees, om nie alleen te wees nie. Daarom, Here, staan ek op hierdie oomblik, op hierdie kansel. En in die naam van Jesus Christus spreek ek uit dat daar geen gesinsgeweld meer sal plaasvind nie. Here, ons staan op teen gesinsgeweld. Ek bid, Here, dat U in gesinne vrede gaan bring, dat U in gesinne liefde gaan bring, dat U drank, duiwels en goed sal wegvat, Here, sodat gesinne weer sal funksioneer soos wat U dit beplan het en U dit bepaal het. Here, ons spreek uit dat man en vrou weer na mekaar sal draai in die liefde van God, dat pa en seun, pa en dogter, ma en seun, ma en dogter weer na mekaar sal draai met eerbied, met respek, met liefde. Here, ek bid dat U ouers in staat gaan stel om weer geestelike voorbeelde vir hulle kinders te wees. Ek bid dat kinders weer gaan leer om aan die voete van hulle ouers te sit en by hulle te leer aangaande God. Here, ons bring die beskerming van die gesin absoluut onder U. Ons plaas dit aan die voete en ek wil bid, Meester, dat U met elke een van ons sal wees, dat U ons gesinne veilig sal hou. Ons is in 'n wêreld vol boosheid, maar U, Here, is veel groter en veel meer as hierdie boosheid. Daarom bring ons dit voor U en ons lê dit voor U en ek bid, Here, dat Suid-Afrika sal bekend staan as die land met die laagste gesinsgeweldsyfer, as die land met die laagste egskeidingssyfer, as die land met die laagste molesteringssyfers, as die land, Here, wat die beste gesinne voortbring, waar die beste verhoudings na vore kom in gesinne, en waar mense kan sê, waarlik, waarlik, hierdie land leef in gesinsverband met ons God. Heer, al die lof en al die eer aan U. Vader, ek bring hierdie diens vir U. En ek sê, Vader, U is ons God. Ons wil U net groot maak. What a mighty God we serve. Here, wat 'n magtige, kragtige, groot God dien ons. Ons wil juig en jubel voor U. Ons wil baroeg voor U, want ons is totaal oorweldig deur U grootheid. Seën ons, Heer, in Jesus naam. Amen. Dit bring my by hierdie tafel net gou vinnig voor ons gaan sing. Ons tema vir hierdie maand is die Hebreëse woord baroeg. Baroeg beteken dat, jy weet daai ding van, jy het iets gesien, dit slaan jou so stom dat jy kan nie anders, jy gaan sit sommer net. Jy het nie eens krag om te staan nie. Baroeg beteken, jy is so oorweldig deur God se grootheid, dat jy nie anders kan as om sommer net op jou knieë neer te val voor hom nie. Hierdie tafel gaan die blou, gaan oor die koninklike heerlikheid van ons God. Sy heerlikheid, sy absolute majesteit, sy krag, dink aan hoe klein is hierdie aarde, en hierdie hele heelal. En ons God is so groot, hy hou hierdie hele heelal in die holte van sy hand. En in daardie holte van sy hand het hy jou naam geskryf. Dis hoe groot ons God is. Dan kan 'n mens nie anders as om net te baroeg.
Here, u grootheid gaan alle verstand te bowe. En juis omdat ons u grootheid so kan beleef, is dit vir ons 'n voorreg, God, nou, om te kan opstaan en lofsange vir u te sing. Want u is ons God. Amen. Kom ons staan op, dan sing ons lekker saam. Amen. Yes. Here we go. He's worthy to be praised, he lifted me. Come on. He's worthy to be praised, he set me free. He's worthy to be praised, he opened heaven unto me. He's worthy to be praised. Yes! Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime. Praise him, praise him, praise him when the sun goes down. He's worthy to be praised, he lifted me. He's worthy to be praised, he set me free. He's worthy to be praised, he opened heaven unto me. He's worthy to be praised. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime. Praise him, oh, praise him when the sun goes down. Praise him, praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime.
praise you. God, we worship your name, Jesus. What amazing God you are, Lord. We can all but just stand in awe and worship you and bow down. Here jy sê, elke knie sal buig en elke tong bely dat Jesus Christus is die Heer. Hier ons buig voor U neer, almagtige Koning. Amazing love that welcomes me, kindness of mercy, bought with blood, wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, and sinners saved. The work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you are. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am calm, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am calm, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. 'Cause God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good.
ons vat net 'n oomblik en ervaar so grootheid. Dit sê die song, and should this life bring suffering, Lord, I will remember. Lord, I will remember how good you've been to us. Dankie, Here. Dankie, Here, vir die grootheid. Oh, I wish with all I am. So I will glorify you. I will glorify your name. In all the earth I will glorify you. You have been good to me. For your faithfulness has never failed me yet. Lord, it's never failed me, never failed me. Yeah, you're the same God, you're the same God. Oh, I trust in your faithfulness, Lord. Oh, I trust in you, Jesus. Oh, I trust in your faithfulness, Jesus. Oh, I love you, I love you. Oh, yes, I stand up. Pero yo no lo sigo. Jesus, his name is Jesus, the name above all names. His name is Oh, we love you, Jesus. Oh, we love you, we love you, we love you. We love you, Jesus. Ons gaan nou glorify your name sing. Maar Cyril het bevestig wat in my hart was ook. Ek wil vra, Anne, dat jy voorkom staan en enige iemand wat siek is, Christine, kom staan hier voor. Enige iemand wat siek is, wat gebed nodig het en al wil jy kom instaan namens iemand anders. As jy vir iemand anders wil staan, kom staan net hier voor. Ons wil net vir julle bid. Ek wil nie die kans laat verbygaan nie. Enige iemand, ons gaan julle salf. Ek gaan vir pastoor vra. Ek sit hom nou op die spot, maar ek gaan vir hom vra om vir ons elke persoon te kom bid. En as daar van ons ander mense is wat vir hulle wil bid, kom ook. Julle is welkom. Ek gaan ook saam bid, maar ons gaan. En ek wil vir julle vra, julle kan sit, die wat wil sit, maar strek jou hande uit. En ons bid vir hierdie mense. So ek gaan vra dat pastoor my gaan help. En as daar nog mense is wat wil help, kom help. As hy kom na vore, kom na vore. Al sy kan hier voor sit as jy wil. Sy kan hier voor sit, ons gaan vir haar bid. Ons het nou gesing, God, you're so good. I am blessed. I am healed. En ons gaan dit spreek in die naam van Jesus. So wie ook al wil bid, saam met ons wil bid, ek gaan jou nie op die spot plaas nie, maar as jy wil saam bid, kom bid saam met ons dan.
Prys die Here, ek kan die sitplek neem. Halleluja, baie dankie julle ouens. Loof die Here. Loof die naam van die Here. Ja, ons het wonderlike tye beleef die afgelope tyd. Die Here het regtig waar deur sy Heilige Gees gewerk. En ek wil graag daarby aansluit. Jy weet, Pinkstertyd kom eintlik nog. Ons het maar 'n vroeë Pinkstertyd gehou omdat Pastoor Johanstein nie in hierdie tyd beskikbaar was nie. Hy's klaar by ander gemeentes. Maar ek het gevoel in my hart, ek wil graag daarby aansluit oor die Heilige Gees en ek gaan ook die volgende paar weke bietjie oor die Heilige Gees met u praat. Nou, ek het my tema gegee vir hierdie boodskap in pas met die Heilige Gees. Nou, toe ek in die weermag was ek in die infanterie gewees, maar ek was ook in die staatspresidentswag. En een van die dinge wat ons moes doen, ons het gedrul. Kyk, elke dag het ons gedrul. Dit was een van die belangrikste dinge. En ek is nou nog baie lief as daar marsmusiek speel en mense marseer saam met die musiek. Dis ongelooflik. Maar hulle vertel die verhaaltjie van die tannie wat by 'n parade gesit het en haar seun Jannie was deel van die parade. En terwyl hulle so verby marseer, toe sê sy vir die mense rondom haar, kan julle dit glo? Almal is uit pas uit, behalwe Jannie. Nou ja. Nou julle wat weet wat dril is, weet dat Jannie was uit pas uit. So, en toe dink ek daaraan, dit verduidelik vir my amper die wandel saam met die Gees so bietjie verder. Dit help nie net ek loop nie en ek is nie in pas nie. Want jy sien, met ander woorde, waar dit op neerkom, as die Heilige Gees in jou hart werk om Bybel te lees, help ek jy gaan bid dan nie. Verstaan julle wat ek sê? Met ander woorde, albei goed is reg, maar ons moet leer om te doen wat hy op daardie oomblik wil hê ons moet doen. Ek dink dit maak baie sin om in pas te wees. Nou ek gaan 'n bietjie praat oor die Galasiërsbrief en voordat julle dit opsit, wil ek net so klein inleiding gee oor die brief aan die Galasiërs. Julle kan dit gerus gaan lees. Dit is net 6 hoofstukke in die Nuwe Testament. Genesis, Exodus, Galasiërs. Okay. Nee goed, saam nou so die maar dis 'n baie interessante boekie of 'n brief. In die sin, dis die enigste brief van Paulus waar hy amper geen positiewe ding oor die gemeente sê nie. Regtig, gaan lees dit maar. Ek meen Paulus begin met al sy briewe soos 'n tipiese Romeinse Griekse brief wat hulle daardie tyd geskryf het van Paulus aan die gemeente in Galasiërs en so aan. En dan gaan hy aan en dan gewoonlik dan spreek hy 'n seëngroet uit. Nou die tipiese Romeinse brief het hulle gesê van Paulus aan die gemeente Garein, groete. Dis die woord. Maar Paulus het dit vervang met charis, genade. En gewoonlik dan het hy bygesit en vrede. Maar vir die Galasiërs
het hy oombliklik, val hy sommer net in, en hy sê vir hulle presies wat hy van hulle dink. Oor waar hulle groot ding was die probleem van die Galasiërs was, hulle het die Heilige Gees gehad, maar hulle teruggehunker na die wet toe. Dit was die Galasiërs se groot probleem. Nou, ek gaan nou vir julle meer sê oor wat die wet werklik beteken. Maar ek wil net so vinnig 'n paar verse lees wat ek nou nie op die bord, ek het dit agterna eers bygesit. Galasiërs 3 vanaf vers 1 tot by vers 3, dan ook vers 21 en dan ook hoofstuk 2 vers 21. Hy sê, o onverstandige Galasiërs. Nou die J.B. Phillips vertaling van die Nuwe Testament het hom vertaal ou dear idiots. Nou ja, dis nogal baie interessant. Hy sê, o weet julle getoer. Kan jy dink dat geesgevulde mense kan getoer word? Dis is presies wat Paulus sê. Weet julle getoer, julle vir wie Jesus Christus voor julle oë uitgebeeld is as gekruisigde. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Is julle so onverstandig nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Baie interessant. Nou gaan hy aan. Nou sê in vers 21, is die wet dan teen die beloftes van God? Dan sê hy beslis nie. God se wet staan. Ek meen dat as die Here gesê het, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, al daai dinge, jy mag nie egbreek nie, dan het hy bedoel wat hy sê. En Jesus kom in die bergpredikasie, Matteus 5 vers 7, Matteus 5, 6 en 7, dan sê hy dat julle het gehoor van die ou tyd, is dit so, maar ek sê vir julle, en dan verduidelik hy, dan sê hy vir hulle, dit gaan nie net oor moord pleeg nie, dit gaan oor wat in jou hart aangaan. En die groot probleem, luister, die groot probleem, jy kan nie daai goed in jou eie krag doen nie. Dis waar die probleem lê. Dis waar Paulus gesê het, julle eindig weer in die vlees. Nou ek noem dit, die vleeslike Christen noem ek 'n lid van die tandeknersklap. Ken julle die tandeknersklap? Ek het dit al voorheen gesê. Die tandeknersklap is iemand wat iets lees, dat sê maar, jy moet vergewe, jy moet mekaar lief hê, en dan kom ek en ek sê, ek sal dit doen, ek wil dit doen, en ek gaan dit doen. Maar, as jy weer kom kry, dan doen jy dit nie. Jy sien wat gebeur dan. Dan begin daar twee dinge gebeur. Of jy word moedeloos, en sê maar ek sal nooit by God se standaarde uitkom nie, of jy word 'n fariseer. Met ander woorde, jy gee iets voor wat jy nie regtig is nie. En die Here kyk nie wat jy hier sê nie, hy kyk na wat is in jou hart. OK, so baie belangrik. Maar nou, hy sê dis nie teen die beloftes van God nie. Want as 'n wet gegee is wat lewend kon maak, sou die geregtigheid inderdaad deur die wet gewees het. Met ander woorde, Paulus sê, as die wet ons werklik kon vrymaak, dan, en hy kon ons lewend maak, dan sou ons in 'n regte stand met God kon kom deur die wet te onderhou. Maar nou sê hy in vers 2 vers 21, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar
deur die wet geregtigheid is, dan het Christus verniet gesterf. Hoor jy wat hy sê? As jy deur die wet te kon onderhou, kon regverdig word voor die Here, hoekom het Jesus dan kom sterf? Dan sê hy het dan verniet gesterf. Absoluut verniet. Jy sien mense, dit gaan nie oor om te probeer, om goed in jou eie krag. En jy sien die mens kan van die Nuwe Testament ook 'n wetboek maak. Jy kan dit maak, ek moet. Nee. Weet jy wat? Voor ek gaan kom by wat ek wil sê, wil ek julle nog 'n storie vertel. 'n Verhaaltjie. Onthou julle toe mense honde gehad het, wat hulle 2 penne ingeslaan het met 'n stuk blou draad. En dan het hulle die hond aan 'n ketting vasgemaak. En dan hardloop hy hond op en af met daai ketting. Wie van julle onthou dit? En dan kry jy baie maal 'n verskriklike kwaai hond. Nee, ek verkies maar kleiner hondjies, verstaan jy? Hierdie groot monsters is bietjie iets anders. Dan, daai hond, onthou julle, dan loop daar 'n mens verby. Dan hardloop daai hond met al sy krag en hy ruk en hy kan nie by daai mens uitkom. Wie van julle het al Tom en Jerry gekyk? Nou, Tom en Jerry, die kat, as hy was baie maal, dan was hy 'n groot bulldog en dan kyk hy tot waar die hond kan kom. En dan trek hy streep daar. Dan staan hy daar vir die hond tong uitsteek en goed. En dan blaf daai hond en hy probeer om bykom, maar hy kan nie, want hy's vas aan 'n ketting. Nou sê nou maar net, dit was moontlik dat jy daardie hond kon neem, jy hom geopereer het en daai ketting gevat het en dit in sy hart gesit het. En nou sit daai hond daar's geen ketting aan hom nie. Maar hy jaag nie meer die mense nie. Hoekom? Want as gevolg van dit wat in sy hart gebeur het, gaan dit nou nie meer oor hy mag dit nie doen nie. Hy wil dit nie meer doen nie. Jy sien, dit is wat dit beteken as jy waaragtig in stap kom met die Heilige Gees. Daar's sekere goed wat jy nie meer wil doen nie, en daar's sekere goed wat jy wil doen. Ek onthou in my eie lewe, toe ek tot bekering gekom het die Bybel vir my 'n nuwe boek geword. En ek wou net Bybel lees. Ek het 'n honger in my hart gekry vir God se woord. En daai honger het nog nooit weggegaan nie. Jy sien mense, dis die groot verskil. Jy vat nie nou jou Bybel en nou voor jy gaan slaap, nou lees jy 'n stukkie omdat jy dit moet doen nie. Jy doen dit omdat jy dit graag wil doen. Jy wil dit doen. Nie omdat jy dit moet doen nie, jy wil dit graag doen. OK, dit was nou net 'n inleiding. Nou kom ons by die oplossing. Die oplossing is 'n lewe onder beheer van die inwonende Heilige Gees. Die Heilige Gees kom en hy kom woon binne in jou. Hy kom woon binne in jou. En dan help hy jou om in die weë van die Here te wandel en om in stap te wees met die Heilige Gees. Nou kom ons gou nou na Galasiërs 5 toe. Pastor Johan het dit ook gelees, maar ek gaan dit weer lees en ek begin sommer by vers 13. Want julle is tot vryheid geroep. Vryheid. Hoor wat ek sê, vryheid. Nie losbandigheid nie. Vryheid. Ek wil julle iets vra. Kom ons kom na ons natuurlike lewe toe. As jy met jou kar nou na die diens huis toe ry en jy kom daar by daai verkeerslig en hy's rooi, hoekom stop jy? Hoekom stop jy? Omdat die wet sê jy moet stop? Nee.
Ek stop nie omdat die wet sê ek moet stop nie. Ek stop daar omdat ek nie my eie lewe in gevaar wil stel nie. En ook die ander mense se lewe in gevaar wil stel nie. So al is daar ook nie 'n spietkop teenwoordig nie, dan stop ek nog. Nou julle weet self hoeveel ouens ry oor die rooi ligte. Jy stop en jaag hulle agter jou verby. Dis losbandigheid. Dis bandeloosheid. Dit is wetteloosheid. Die Heilige Gees maak jou nie wetteloos nie. Jou vryheid lei nie na losbandigheid toe nie. Jou vryheid lei na Here, wat wil U hê moet ek doen? 'n Trein, ek is vreeslik lief vir treine. En ek het op hulle gewerk ook toe ek 'n student was. En hierdie groot units, toe ek daai tyd gewerk het, was dit nog die 6E's en die 6E1's en al daai. En dis 'n reuse ding. Maar daai trein is net vry terwyl hy op die spoor is. Haal hom van die spoor af en hy gaan in die grond vasval. En dis dieselfde. As jy in pas is met die Heilige Gees, dan is jy werklik vry. En nou sê jy Paulus hier, want julle is tot vryheid geroep, broers en susters, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees, of dan, soos ander vertalings dit sê, jou sondige natuur. Onthou net, toe jy tot bekering gekom het, jou gees het absoluut nuut geword. Maar jy sit nog met jou denke, jy sit met daardie dinge wat die Bybel sê, dit moet vernuwe word. Jy sit met jou ou mens, wat die Bybel op 'n plekke sê, jy moet hom aflê. Jy moet besluit of jy gaan luister na die Heilige Gees en of jy nie gaan luister nie. Jy het altyd die keuse. Die Here het ons nooit sonder 'n wil gemaak nie. As hy ons sonder 'n wil gemaak het, dan was ons soos 'n klomp pionne op 'n skaakbord. En die Here soek nie pionne op 'n skaakbord nie. Hy soek mense wat hom vrywillig aanbid en hom vrywillig dien. Is jy nog met my? Ek kon amper sê soos om Pierre Leroux, hy het altyd gesê ek haas my. En as hy gesê het ek haas my, dan het jy geweet hy so halfpad met sy preek. OK, goed. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek wil jou vra, hoekom het daar iemand van julle al iemand doodgeslaan? Hierso, het jy al moord gepleeg? Hoekom nie? Omdat die wet sê jy mag dit nie doen nie. Of omdat jy dit nie wil doen nie. Jy het al, soos die ou oom, hy was 50 jaar getroud. Toe vra hulle vir hom, oom, jy is soveel jare getroud, het jy nooit aan skei gedink nie? Toe sê hy, boetie, aan skei nooit, maar moord baie. Okay, verstaan julle? Dit gaan oor wat binne in jou hart is. Dit is wat belangrik is. Die Here maak jou dat jy dit nie wil doen nie. En as daar kwaad in jou hart is, dan kom jy en jy gee jouself oor aan die Heilige Gees en hy werk God se liefde in jou. Ek weet ons kom in Galasiërs verder en praat hy van die vrug van die Gees. Ek gaan nie nou daaroor praat. OK, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar nou praat hy met die Galasiërs. Maar as julle mekaar byt en opweep, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word. So hierdie klomp ouens nog onder mekaar beklei ook. So om te wandel in die Gees, om in pas te wees met die Heilige Gees, gaan nie net oor 'n individu nie. Dit gaan ook oor 'n groep mense. Moet onthou, ons moet ook in pas wees met die Heilige Gees wat hy wil doen. Op hierdie oomblik glo ek, die Heilige Gees wil hê dat julle moet na die woord luister. As ons nou nog gaan sing, dan wil die Heilige Gees sê ons moet sing. Jy kan nie nou opstaan en begin sing nie. As jy nou opstaan en begin sing, gaan ek vir jou sê sit. Want jy's uit pas uit. Verstaan jy? So, dit is maar net om dit eenvoudig te maak. OK. Maar ek sê, hier sit nou eers by my teks. OK. Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die sondige natuur volbring nie. Dis 'n belofte.
Dis 'n belofte. Die eerste deel van daai sin is geskryf in die imperatief. Dis 'n opdrag. Wandel in die Gees. Dis 'n opdrag. Maar die tweede deel is 'n belofte. Dan sal jy nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. As jy wandel en stap met die Heilige Gees. Ek gaan nou nie begin rondloop soos wat Johan dit gedoen het. Dis hoe hy dit doen. Ek doen dit nie so nie. Okay. Goed. Want die sondige natuur begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar. Die Nuwe Testament sê hulle is vyande van mekaar. Dis die Heilige Gees en jou ou sondige natuur. Luister nou mooi. Sodat julle nie net kan doen wat julle wil nie. Die nuwe vertaling sê, julle vryheid laat julle nie toe om te leef net soos wat julle wil. Jy sê mense, dit gaan oor wat wil jy hê? En as ek die Here se standaarde sien, en ek sien ek kan nie daarby uitkom nie, dan kners ek nie op my tande en ek probeer dit doen nie. Ek vra die Heilige Gees om my te help. Ek wil vir julle nou nog iets vertel. Sê nou jy woon 'n huwelikskursus by. En die ou wat die kursus aanbied, sê mans, julle moet onthou, julle moet gereeld vir julle vrouens vertel, julle is lief vir haar. Want 'n vrou wil dit graag hoor. Nou het jy dit 30 jaar laas gesê. Nou kom jy by die huis. En jy sê, my vrou, kom hier so. Ek wil net vir jou vertel, ek is vreeslik lief vir jou. Jemmel, ek is so bly. Hoekom doen jy dit nou skielik? Daai ou het gesê ek moet dit doen. Wat 'n vrou gaan daarvan hou? Okay, wees eerlik. Dis dieselfde. Dis dieselfde. Jy kan van die Bybel 'n wetboek maak. Hoekom doen jy dit? Want dit staan daar. Nee, ek doen dit, maar ek is eintlik kwaad terwyl ek dit doen. Soos die Fariseërs. Jy weet wat is die probleem met die Fariseërs? Hulle wou iets gedoen het. Jesus het dit self hulle gesê. Dit wat julle sê is reg, maar wat dit wat julle doen is nie reg nie. En weet julle, onder die Fariseërs was daar 'n groep wat hulle genoem het die bloeiende Fariseërs. En dis reg so. Hoekom het hulle gebloei? Want hulle was so bang dat hulle na 'n vrou sal kyk op 'n verkeerde manier, dat hulle altyd kop onderstebo geloop het. Dan het hulle teen goed vasgeloop en het hulle self stukkend geloop. En dis regtig so mense, ek praat nie nou nonsens nie. Dit staan in die geskrifte, dis daar. So, wat help dit? Want dit bly nog hier binne. Dit bly hier binne. As dit jou probleem is, hoe moet jy verander? Here, verander my hart. Verander my hart. Dis waarom dit gaan. Die Here wil dit nie hê nie. Maar om dit in my eie krag te probeer doen, dan word ek 'n Fariseer. Ek gee iets voor wat ek nie is nie. Okay. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Kan ek nog aangaan? Dit klink hopeloos. Ja, maar kom ons sluit af. En hierdie ouens, kan ek nog 'n bietjie aangaan? Okay, dit klink beter. Daai woordjie wandel beteken to walk along or around. Dis 'n Griekse woord wat in die konteks dui dit op 'n aanhoudende handeling. Soos wat Pastoor Steyn ook so mooi gesê het, of jy nou rugby kyk en of jy cricket kyk en of jy by die werk is en of jy besig is met jou dagtaak, jy's altyd in kontak met die Heilige Gees, want hy woon in jou. En weet jy mense, jy kan vir die Heilige Gees sê, help my. Ek meen as jy Bybel lees, het jy al op 'n stuk afgekom wat jy nie verstaan nie? Om te sê, Heilige Gees, help my om hierdie woord te verstaan en plant dit in my hart in.
Jy sien, die Heilige Gees is 'n persoon wat in jou is en saam met jou is. Nou, die wil van die vlees, die wil van jou sondige begeertes, bring slawerny. Die wil van die Gees lei na ware vryheid. Het julle al die verhaal gehoor? Daar was 'n legende van die 2 honde. Die swart hond en die wit hond. Nou, dit was 'n legende wat onder die swart mense, maar uiteindelik het dit ontstaan by die Indiane. Hulle het gepraat van the wild wolf and the black wolf. En dan het hulle die volgende gesê, dat die 2 honde hier binne staan teenoor mekaar en hulle beklei. Die wit hond en die swart hond. En hulle het gesê dat die wit hond is die verteenwoordiger van deugde, van geloof en van goddelike invloed in jou lewe. Maar die ander een, die swart hond, verteenwoordig sonde, selfsugtigheid en wêreldse begeertes. Dis wat die swart hond voorstel. Dan vra hulle die vraag, wat 'n hond gaan wen in die geveg? Die een wat die meeste kos kry. Nou wil ek vir jou sê, die swart hond word gedurig gevoed. Jy hoef niks te doen om die swart hond kos te gee nie. Gaan lees net 'n koerant en die swart hond word gevoed. Want wat gebeur? Jy word kwaad. Jy word kwaad vir die regering. Jy word kwaad vir die en vir daai een. Jy word vies, jy kom by die werk, daar's mense wat jou misverstaan, wat lelik met jou praat of wat ook al. So daai hond word gedurig gevoed aan mekaar. Om die ander een te voed, moet jy tyd neem. Jy moet tyd neem. Maar nou, die Heilige Gees, wat dit beteken in ons omgangstaal, dis die Heilige Gees is binne jou, en onthou net, hy is God, en hy kan nie sterker word as wat hy is nie. Maar wat gebeur, as jy jouself voed met die woord, en al die dinge, dan word die Heilige Gees se invloed in jou lewe sterker. Dis wat gebeur. En dan word dit makliker om in pas te wees met die Heilige Gees. Die Heilige Gees, luister mooi. Oorgawe aan die Heilige Gees bekragtig jou. Ek het 'n boek by die huis oor die Heilige Gees. Sy titel is God's Empowering Presence. Met ander woorde, hy bekragtig jou. Hy gee vir jou die krag. Hy gee vir jou die vermoë. En dan Handelinge 1 vers 8 sê ons, julle sal krag ontvang vir die Heilige Gees wanneer hy kom. En dan sal julle my getuies wees. En daai getuie beteken nie net met jou woorde nie, dit beteken met jou dade. Soos dat jy lewe. Iemand het jou nog gesê, jou lewe praat swart, ek kan nie hoor wat jy sê nie. So dis baie belangrik. Okay. En jy word sterker om God se wil in jou lewe uit te voer. Efesiërs 6 vers 6 sê dat om die wil van die Here van harte te doen. So mense, om in pas te wees met die Heilige Gees is soos wat Efesiërs 4 vers 1 en 2 dit sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel, waardig die roeping, waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Dit is om in pas te wees met die Heilige Gees. Hy bring jou op 'n plek wat jy sekere dinge nie meer wil doen nie, en seker goed wil jy doen. En dit is wat ons in ons lewe nodig het. Meer van die Heilige Gees in ons lewe. Want hoe meer ons van die Heilige Gees in ons lewe het, hoe meer kom ons in pas met wat hy wil doen. En dan
is ons in ware vryheid. Die ander kant is slawerny. Dis slawerny. Mense daar buite wat die Here nie ken nie, is verslaaf, baie van hulle, aan hulle eie sinnelike begeertes. Hulle het geen oorwinning in hulle lewe nie. Hulle leef in slawerny. Maar as die Here ons vry maak, dan maak hy ons werklik vry. En dan wil hy hê, ons het in pas kom met die Heilige Gees, want dan wandel ons in ware vryheid. Heilige Gees, vul my met u volheid. Ek wil hê dat daar waar jy sit, dat jy net jou oë sal sluit, en dat jy sal sê, Heilige Gees, u wat in my bly, vul my met u volheid. Vul my met u volheid. Bewerk in my die gesindheid van Jesus. Bewerk in my die liefde wat van die Here afkom. Bewerk in my sy lankmoedigheid, sy vriendelikheid, sy goedheid, sy getrouheid, sy selfbeheersing. Heilige Gees, ek kan dit nie in my eie krag doen nie. In my eie krag, Jesus het sê, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder hom kan ek niks doen nie. Sonder hom kan ek nie verder praat nie. Sonder hom kan ek nie nou uit hierdie kerk uitbeweeg nie. Sonder hom kan ek nie huis toe ry nie. Sonder hom kan ek niks doen nie. Heilige Gees, help my om in pas te wees. Ek wil ons die koorvers sing, baie ou koortjie, maar ek dink julle ken hom almal. Laat hy waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. En sing dit as 'n oorgawe, waar hy sê, Heilige Gees, u woon in my. En ek is so bly ons sing, laat hy waai deur my. Ek onthou vroeër jare het hulle gesing, laat dit waai deur my. Die Heilige Gees is geen dit nie. Hy is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. En daarom sing ons, laat hy waai deur my. Let he breathe in me, sê die Engels. O Lord, Holy Spirit, kom Heilige Gees en kom woon ten volle in my. Ek gee my oor ten volle. O Gees van God, ek wil hê as julle dit sing en jy ken die woorde, dit is so maklik. Net jy sing net, laat hy waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. En ek wil hê dat jy jou oë sal sluit en sing dit as 'n gebed. En sê, o Gees van God, kom woon in u volheid, kom woon in my. Kom ons staan op en sing ons dit saam.
Ons sal dit nog eenmaal sing. Jy weet, as 'n kind voor jou kom staan en hy steek sy handjies uit, dan sê hy, tel my op. En ek sê nie, jy moet dit doen nie, maar ek wil jy vra, neem daai kinderlike geloof en steek jou hande op terwyl jy dit sing, waar jy sê, o Here, tel my op. Ek is swak in myself, maar ek het die gees van die Here so nodig. Ek gee my oor. En die tweede ding, as jy hande opsteek, toe ons kinders was, het ons Cowboys en Crooks gespeel. En dat ons vir mekaar gesê, hands up. En as jy hande opsteek, was dit teken van oorgawe. So kom ons sing dit weer. En dan doen jy dit so. Amen. Wie so wonderlike gees van absolute, die sagte wind van die Heilige Gees. Partymal kom hy wind soos 'n storm en hy waai. Partymal waai hy 'n sagte koelte. Toe Elia daar was en hy nie weet waar om te gaan nie, toe sê die woord van die Here, toe kom daar 'n storm. Maar God was nie in die storm nie. Toe kom daar 'n sagte koelte. En ek ervaar daai sagte koelte wat nou oor ons spoel. En terwyl jy staan, ontvang die Heilige Gees in sy volheid. In Jesus naam. In Jesus naam. Vader, ons staan voor U in diepe erkentlikheid van die teenwoordigheid, in diepe erkentlikheid van die inwonende Heilige Gees. En ons bid, o Gees van God, waai deur ons en help ons om in pas met U te lewe. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Dankie. En nou speel, waai deur my, bly net so staan. Waai deur my. As jy nie die woorde ken nie, luister maar net. Waai deur my. O Heilige Gees, kom en waai deur my. Ek stel my oop, Here. Here, laat my nou oorloop van al die volheid. Kom en waai deur my. Kom ons sing dit nog 'n keer. Laat my
Prys die Here, kom ons neem ons sitplekke. Ek weet nie of jy al in 'n verskriklike warm, bedompige vertrek gestaan het, waar vir jou voel jy kan nie asemhaal nie. En dan baie keer, as jy net daai venster so 'n bietjie oopmaak, en jy maak die ander kant se venster oop, dan kom daar so 'n briesie deur, en jy koel af. En dis wat God vanoggend vir jou sê. Maak net 'n bietjie jou venster oop, dat hy jou kan afkoel, dat jy kan pas kom met sy gees. Baie dankie. Dankie pastoor vir 'n kragtige woord.